Goeiedag Gap ouers. Vandag wil ek net vir julle vlugtig met julle gesels oor die state. Die state wat julle kry op julle e-pos, die state wat vir jou wys jou bedrag verskuldig, as ook jou bedrag betaal. So ons kry gereeld dat mense gewoonlik na die einde van die maand, wanneer ons die goed aanstuur, dat mense vra, maar wat gaan in my staat aan? Want hier wys dit nou, ek skuld geld. Nou, as jy jou staat kry, gaan jou staat soos dit lyk. Jy sal sien aan hierdie kant is jou debit. Dit is jou bedrag wat jy skuld vir die jaar. Jou invoice, jou faktuur, word uitgemaak vir die hele jaar. So, as jy jou staat kry, sal jy sien op jou staat is jou invoice aan die eerste plek, aan hierdie kant. Dit is jou invoice vir die jaar. Dit is wat jy ons skuld vir die hele jaar. Nie vir hierdie maand nie, net vir die jaar. So, as jy hieronder kyk, hier waar staan amount due en amount paid, die amount due op jou staat moet vir jou wys R1000. Dan is jy op datum. Dit beteken, jy skuld ons nog R1000 vir hierdie jaar. As daar staan R1000, dan is jy 100% op datum, want dit beteken, jy skuld ons nog vir November en Desember. 500, dan is jy op datum. So, jy is op datum, moenie uitfreek as jy sien, daar staan R1000 by amount due, maar jy weet, ek betaal elke maand nie. Dit beteken net, dit is jou bedrag vir die hele jaar verskuldig. Nou, aan die linkerkant wys hy vir jou debit, dit is jou invoice. Aan die regterkant wys hy vir jou credit. Dit is wat jy reeds betaal het op jou invoice. So, vir 2025 gaan jou invoice en jou staat gaan so lyk. Aan hierdie kant is jou invoice, aan daardie kant is jou betalings. As jy ingeskryf het vir 2026, dan sal jy op jou staat sien, hier is bladsy 2, hier is die betalings, gaan dit aan, hierdie kant begin invoice 2. Dit is 2026 se invoice. Dan gaan hy oor na die bladsy 3 toe. Daar eindig hy tot en met Desember toe en dan begin die betalings vir 2026 wat dan nou hieronder gaan wees. So jou bedrag soos hierdie mense sinne wys R7.200 verskuldig. Dit is nie hulle totaal vir hierdie jaar nie, of dit is nie wat hulle ons skuld nie, dit is die totaal vir hierdie jaar, plus volgende jaar, want dit is 2 invoices wat op 1 staat is. So asseblief, moenie uitfreek as jy sien daar is geld verskuldig nie, gaan slegs deur jou staat, maak seker as jy sien onder debits, dit is wat jy skuld, en dan by credits is wat jy betaal het. So gaan kyk na al jou credits, gaan kyk na die datums wat langsaan geskryf is. Julle moet ook asseblief in ag neem dat as jy betaling gemaak het, kom ons sê, vat byvoorbeeld, jy betaal Januarie, Februarie, Maart. En April het dit met jou sleg gegaan. Toe betaal jy nie. Maar jy het gevra, asseblief help my, ek sal volgende maand dubbel betaal. Volgende maand kom, toe vergeet jy het gevra vir uitstelling, toe betaal jy slegs R500. Nou is jy 'n maand agter. Nou, bly jy 'n maand agter. So nou gaan jy sien, ek het die datum wat ek betaal het op, byvoorbeeld wys Augustus, maar ek is 'n maand agter. Moenie vir ons sê, ons het 'n fout gemaak nie, gaan maak seker, en dink bietjie mooi aan Maart maand, wat jy vergeet het om te betaal, en toe beloof het om dubbel te betaal, maar nooit dubbel betaal het nie, en toe nou net aanhou betaal het. So maak seker daarvan, en dit is hoekom, want die nuutste betaling, gaan nie vir die maand nie. Byvoorbeeld as jy nou hierdie maand betaal, gaan jou betaling nie vir hierdie maand geallokeer word nie, dit gaan vir die oudste betaling geallokeer word. Met ander woorde, kom ons sê byvoorbeeld jy is agter van Maart af, en jy het nou vir hierdie maand betaal, dan gaan daai bedrag wat jy hierdie maand betaal het, by Maart maand afgaan. Dit gaan nie by nou maar afgaan nie, dit gaan by Maart maand afgaan. So, ja. So, neem in ag, ons maak 1 invoice vir die hele jaar, omrede ons nie kan byvoorbeeld 'n klomp invoices gaan sit en maak per maand, elke maand nie. Dit vat te veel tyd, dit vat te veel resources.
So ons maak een invoice vir die hele jaar en jy kry 'n staat elke maand. Jou staat wys vir jou betalings, dit wys ook jou invoice op die staat. So alles wat jy ons skuld en wat jy al betaal het, dit wys op jou staat. Een laaste dingetjie wat ek net vinnig wil noem, die verwysingsnommer. Op jou invoice en op jou rapport wys jou studentenommer. Dit sal 'n nommer wees wat sê GAP 0, byvoorbeeld 034 of 045 of wat ook al die nommer mag wees. So as jy sien daarso staan GAP 034 byvoorbeeld, dan gebruik jy GAP 034 vir jou betaling. Ek weet ons het gesê naam van en graad van kinders, maar daar is nog steeds mense wat byvoorbeeld net skryf GAP online in hulle verwysing en dan het ons nie 'n klou wie se geld dit is nie. Asseblief maak seker dat jou verwysing reg is. Daar is ook 2 verwysings in jou bank. Die een verwysing is jou own reference. Jou own reference is wat op jou staat wys. Jou beneficiary reference is die reference, die verwysing wat op ons state wys. So as jy 'n betaling maak en jy sit byvoorbeeld in die own reference GAP online, dis 100%. As jy by beneficiary reference GAP online skryf, gaan ons nie weet dis jou kind se betaling nie. Jy moet daar jou kind se verwysingsnommer gebruik. Dan, as jy 20 kinders het en al 20 jou kinders is by GAP ingeskryf, maak asseblief seker dat jy die tyd vat om 1-vir-1 betaling te gaan maak, of ten minste 2 kinders se betalings op een slag te maak met al 2 se verwysingsnommer in. Moenie 20 kinders se verwysingsnommers in die verwysing gaan skryf nie, want hy sny dit af, dan kan ons dit nie sien nie. Byvoorbeeld ook as iemand betaling maak en hulle kind se naam is byvoorbeeld Gertruida Stefanus Taljaard byvoorbeeld. En dan wil hulle nog skryf graad, uitgeskryf graad 12. Nou, hier in die middel van Taljaard sny hy alreeds die verwysingsnommer af by ons. So ons kan glad nie sien wat staan na 'n sekere hoeveelheid aantal lettertjies nie. So asseblief, verskriklike lang verwysings, hy sny dit af, ons sien dit nie, ons weet nie wie dit is nie. Nou sien ons net Gertruida, ons weet nie wie's Gertruida nie. Baie mense sit slegs 'n van in byvoorbeeld. Ons het 'n klomp kinders met dieselfde vanne. Dit maak dit moeilik. Nou moet ons gaan soek watter een van die van 'n merwes mag dit dalk wees. Watter van 'n merwe uit die 30 van 'n merwes wat ons het, sal hierdie van 'n merwe se betaling nou geallokeer moet word. Dit maak dit vir ons moeilik. So gaan kyk asseblief na julle studentenommers. As jy nie weet wat jou studentenommer is nie, vra gerus vir Naomi. Sy sal vir jou studentenommer deurstuur, maar hy wys ook op jou invoice en hy wys op jou rapport. Ek sal sê die beste plek om te soek is op jou rapport. Gaan kyk daar, is 'n GAP 03 something of 012 of wat ook al die nommer mag wees. Gebruik daardie nommer vir jou kind. As jy 2 kinders het, gebruik dan al 2 nommers. Byvoorbeeld GAP 034/035/037 byvoorbeeld 3 kinders. Okay, moet probeer om nie meer die name en die vanne te gebruik nie, dit werk nie. Ons kry nie die betalings, baie van die betalings is nie geallokeer nie. Ons het 'n betaling gekry vir 'n verskriklike snaakse ding, of mense gaan maak kontantbetalings by die ATM en hulle sit geen reference in nie. En hulle stuur ook nie vir ons proof of payment nie. Dan weet ons nie wie se invoice dit is nie, wie se geld dit was, waaraan dit moet geallokeer word nie. So daai geld word net as unallocated income gelys, want ons kan dit nie allokeer aan iemand se geld nie. So dan moet ons nou wag totdat iemand ons sê, hey, hoor hierso, ek het betaal, okay, waar is jou proof of payment? Okay, hier is jou proof of payment, reg, nou kan ons gaan en ons kan hom gaan allokeer. Dit maak vir ons dit regtig waar moeilik. So probeer asseblief om die regte verwysing te gebruik binne in julle betalings. So vir 2026 gaan ons slegs werk op daai GAP nommer van jou. Daar is 'n verwysingsnommer vir die bemarkers. Die bemarkers se verwysingsnommer sal byvoorbeeld wees
SLC dash wat. Daai is jou bemarkersnommer. As jy daai gebruik vir jou verwysing, as jy betaling maak, gaan ons ook nie weet wie dit is nie. Jou verwysingsnommer wat vir jou bemarker is, wat op jou, byvoorbeeld op jou inskrywingsvorm is, daai verwysingsnommer gebruik jy slegs op jou inskrywingsvorm. Die bemarker se nommer word nie op betalings gebruik nie. Maak asseblief seker daarvan. So as jy verwysingsnommer gekry het op 'n advertensie of by 'n bemarker of by iemand, asseblief moet hom nie gebruik vir betalings nie. Jy kan nie geallokeer word aan jou kind nie, want byvoorbeeld daai selfde bemarker sal 30 kinders onder hulle hê. Daai 30 kinders het almal daardie selfde nommer. Dit gaan nie werk nie. So maak seker dat jy jou studentenommer gebruik, die cap streepie 0 whatever nommer jy het daarso. So maak seker op daardie nommer te gebruik wanneer jy betalings maak en nie jou verwysingsnommer van die bemarkers af nie. So as jy enige verdere navrae het of queries het, asseblief kontak vir Naomi, stuur vir haar WhatsApp en vra vir haar. Jou het dit nie baie goed verduidelik nie, kan jy my beter verduidelik, maar dit is presies hoe dit werk. So as daar nog enigiets is, moenie huiwer om te vra nie. Baie dankie vir die mense wat baie getrou betaal en dankie vir die mense wat so getrou is om nog wat nou al begin inskryf vir 2026. Ons waardeer julle almal en mag die Here julle seën en mag julle 'n wonderlike dag hê. Totsiens.